Dit is 'n voorreg om hier te wees. Jy weet, daar's lande wat sal smag om net een oggend te kan sit in die huis van die Here. Jy weet, ons kan dit vrylik doen, sonder dat ons vervolg word. Ons kan die Here se naam groot maak. Ons kan hom besing, sy lof en eer besing. En ons kan weet, ons kan dit met vrymoedigheid doen, in vryheid. En ons hoef nie weg te kruip en ondergronds te gaan. En ons dank die Here daarvoor dat dit so is. Nog, ons weet nie vir hoe lank nie, maar het is nog so. So ons prys die Here. Nou, vanmôre se tema, ek weet nie wie van julle het gekyk nie, gaan oor isolasie. Isolasie as 'n stryk van die Satan. Nou, jy weet, ek het al soveel keer in my lewe gesien hoe dat isolasie net nie werk nie. En dan het ek al soveel keer gesien hoeveel mense in isolasie gaan. En ek praat nie van afsondering, waar jy gaan in afsondering en dit gaan oor 'n tyd van vas en gebed oor 'n saak. Ek praat nie daarvan. Ek praat van isolasie waar jy jou heeltemal afgee van die kerk, van die mense van die kerk en van die liggaam van Christus. Jy gaan in isolasie. En die rede daarvoor hoekom mense in isolasie gaan, dis die hele alfabet vol. Jy weet, sommige redes van isolasie gaan van waar jy offended, wat is die Afrikaans vir aanstoot geneem het, waar jy miskien in depressie ingaan, miskien is dit finansies wat druk, en skielik in daai moment wat finansies druk, en wat al die moeilikhede van die wêreld om jou toeslaan, dan verkies jy maar om alleen te wees. En dit kan ook wees sonde. Partykeer is jy so besig in sonde dat jy wil eintlik nie by die kerk kom nie, want dan moet jy face the music, en jy weet, dan gaan jy gekonfront word. Dan gaan dit aan die lig kom, want dit bly nie in die donker nie. So daar is verskeie redes hoekom mense hulle afwend van die kerk. Maar watter rede dit ook al mag wees, hoekom mense in isolasie gaan, dit is die sterkste wapen van die Satan teen die kind van die Here. En ek wens so dat elke kind van die Here kan besef hoe 'n sterk wapen jy vir die Satan in sy hand gee die oomblik wanneer jy jouself isoleer. Jy weet, isolasie kan ook gebeur uit hoogmoed. Jy weet, ek ken mense wat hulle isoleer want hulle het nou eintlik baie belangrik geword. En jy weet, jy kan nie by daai mense kom nie. As jy met my wil praat, dan werk jy deur die kanale, maar jy kom nie sommer direk by my uit. Kyk, ek praat met God en ek hoor by God vir julle. Luister, hoogmoed is ook een van die kenmerke van isolasie. Soos ek sê, daar is verskeie redes hoekom mense in isolasie gaan, maar my wens is dat Christene kan verstaan dat isolasie is die wapen van die Satan. En die Here het dit geweet van die begin af, het hy geweet. Nou wat eintlik, ek wil nie sê nice is nie, maar wat eintlik goed is dat die Satan gebruik nie nuwe agendas en nuwe triks nie. Hy bly by dieselfde metodes. En hy gebruik dit oor en oor en oor dieselfde. En ek kan sien hoe dat hy oor en oor dieselfde metode gebruik, genaamd isolasie, om mense af te takel en om hulle weg te kry van die geloof. Jy moet onthou, wanneer die Satan toeslaan,
met isolasie, slaan hy toe om jou geloof te steel. Dit is sy hoofdoel, is hy wil jou geloof steel. Jy kan dink, jy gaan nou 'n bietjie wegbly want jy is nou kwaad. Of jy kan dink, jy gaan nou wegbly want jy is eintlik volmaak. Jy weet, jy kan wegbly want jy dink, kyk, die Here praat met my en ek praat met julle. So jy kan oor watter rede wegbly, maar die hoofdoel van die Satan is om jou geloof te steel. En die oomblik wanneer jy isoleer, dan gee jy die ou tegniek wat hy toepas reg oor die wêreld, gee jy vir hom daai kans. Onthou, ons mense is nie ontwerp vir isolasie. Ons is nie ontwerp om alleen te wees nie. Ons kyk heel in die begin in Genesis, het die Here gesê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En daarom het hy vir hom 'n hulp gemaak. So wat sê die Here? Hy sê daar in Genesis 2, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. So, as die Here sê dit is nie goed, dan is dit nie goed. Ons het mekaar nodig. Dis hoekom daar 'n liggaam is. Daar's 'n liggaam. Dis nie ek wat die kerk geskep het. Dis nie ek wat gesê het die kerk werk in 'n vorm van 'n liggaam. Dis Jesus Christus. Hy's die ontwerper van die kerk. Hy's die hoof van die kerk. So, geen pastoor het besluit eendag dat hulle gaan kerk begin. Ja, daar is pastore wat geld buit daar uit en hulle wil net geld maak daar uit. Dit sê die woord ook vir ons. Maar uit en uit is die ontwerper van kerk, Ecclesia, is Christus. Hy is die hoof. En die liggaam werk as 'n eenheid. Ons lees daar in Korintiërs, 2 Korintiërs 11, kan julle gaan lees. Daar lees ons van hoe werk die liggaam. Die oog kan nie vir die mond sê wat om te doen nie. En die mond kan nie vir die oog sê wat om te doen. En die hand kan ook nie die voet wees nie, en die voet kan nie die hand wees nie. Maar soveel kere sien ek in die kerkwêreld, hoe dat die hand wil die mond, neus, oog en die maag en alles wees. Hy wil sommer alles wees. En dan word dit een groot gemors. Want dit is nie hoe die liggaam ontwerp is nie. Jy weet, daar's verskeie plekke in die woord wat sê dat ons is aan mekaar onderdanig. Daar's nie een wat bo die ander een is nie. Nie 'n apostel nie, nie 'n leraar nie, nie 'n bidder nie, maak nie saak wat jou funksie is in die kerk. Nie gesondmaking nie. Ons is almal gelyk aan mekaar met Christus as die hoof. Vol in die kerk met jou funksie. Maar jy sien, dit is nou nie hoe dit werk nie. Want die mens, vir een of ander rede, besluit, hulle wil regeer, en hulle wil in beheer wees. Laat God in beheer wees. Jy weet, Israel het dieselfde gedoen. Hulle wil 'n koning hê. God het hulle regeer. Dis sê hulle, ons soek 'n koning. En toe gee die Here vir hulle koning. En hoe het hulle nie deur allerhande trauma gegaan en moeilikheid. En dit so werk dit maar, lyk my by die mens. Maar ek wens mense kan sien. Net so, hoe noem hulle dit, bird's view, né? Kan sien, 'n bird's eye, né? Bird's eye view. Kan sien oor, net so kyk oor hoe die Satan isolasie gebruik om te vernietig. Jy weet, ek onthou destyds, nou hierso in die 80s jare, ek weet nie wie van julle was nog kinders in die 80er jare, né? Wie was almal kinders in die 80's, né? As hy. Ek weet van julle wat hier sit was in die 60 en die 70's kinders, maar ek onthou, daardie jare het jy, man, ek het op 'n plaas groot geword. Ek het na die volgende plaas toe gery om my maatjie te gaan haal.
om saam vis te gaan vang, of om saam motorfiets te ry, of om foefieslaai te gaan ry. Dis daai, ek weet nie van julle wat dit ken, is daai wat noem hulle Zipline. nou noem hulle dit zipline. Ons rit op die plaas met foefieslaai. Ja, ons ook. So, maar jy gaan haal jou maatjie, dan gaan speel jy. Die ding is, in daardie jare was daar goed soos verhoudings, was baie sterk. Jy weet, maar jy kan sien hoe dat die Satan met die tyd saam begin het om verhoudings te breek deur isolasie. Hier in die 90 jare toe kom Atari games, waar jy voor die kassie gaan sit en jy speel Atari games. En later jare toe kom hierdie huiscinemas, wat jy nou kan fliek en jy kan die huiscinema kan jy en almal het net huiscinemas gekoop met speakers wat moet wat noem hulle dit surround sound en ek weet nie wat als. En toe kom internet. Google is maklik. Onthou as daai advertensies, Google is maklik. Dit was nie lank terug nie, dit was hier in die 90's. Toe kom die internet. En wat ek wil hê is, jy moet sien hoe die gees van Satan isolasie meer en meer begin toepas met wat hy in die mensdom doen. En soos wat internet gekom het, so daar meer moeilikheid gekom. En so die egskeidingssyfers begin optel. En later het ons COVID gekry, waar dit totale isolasie reg oor die wêreld was. Jy mag nie eers vir jou buurman hallo sê nie. Was die grootste belaglikste ding vir my op aarde. Kyk, hierdie kerk het kerk gehou in daai tyd. En ek persoonlik het my nie gesteer daar. Want niks maak sin van die isolasie. Ek moet isoleer. En ek moet nie naby my vrou kom, maar vanaand slaap ons weer saam. Ek moet van haar afstaan, weet nie wat se afstand. Hier by die kerk moet julle nie naby mekaar sit nie, maar vanaand slaap julle weer saam. Wat maak sin daarvan? Dis 'n klomp nonsens. En dit wys vir my, het nie biologie gehad. Want ek weet nie hoe 'n virus gekeer gaan word deur so 'n stukkie materiaal. Maar dis 'n bespreking vir 'n ander dag. Maar my punt is, isolasie het ingetree. En mense het begin isoleer. Jy het naderhand alles online gedoen. Jy koop jou kos online. Jy reël alles online. Alles is nou online. En vandag is daai golf nog steeds besig om aan te gaan. Alles is online. So die hele wêreld verval in isolasie. En verhoudings ly skade. Ons bly langs mekaar. Hier's 'n woonstelblokke hier langs aan. Jy kan reg langs die volgende ou bly, maar jy weet nie wie dit is nie. Jy het geen idee wie hy, wat doen hy, waar kom hy vandaan nie. Want ons lewe in 'n lewe van isolasie. En dit is die Satan se struik. Die Satan se struik is om isolasie te gebruik, want met isolasie, as jy alleen is dit maklik om jou te tackle. Dis maklik om jou af te breek. Dis maklik om met jou gedagtes te speel. Ek meen, wie van julle wat al in isolasie vir wat se rede al was, kan onthou dat die gevegsveld lê hier. Jy gaan lê vanaand en dink oor dit, dat of die ander. En hier is een groot storm wat hier binne gebeur. En jy's alleen. Jy's by jou eie emosies. Jy's by jou eie vrese. En jy's net by jouself. Jy kan nie klankbord met geen een, want jy's in isolasie. En dis net daar wat die Satan jou kry. Nou mense, ek vra, en ek sluit myself in, moenie ooit vir die Satan die geleentheid gee dat jy afgesonder word nie. As jy agterkom, maar jy word afgesonder, vir wat se rede? Dit kan finansies wees, dit kan wees dat jy wat is offended nou weer? Aanstoot. Aanstoot geneem het. Dit kan wees
enige rede hoekom jy in isolasie gaan, maar neem dit vandag. Moenie dit doen nie. Al gaan jy teen jou wil, gaan jy kerk toe. Al gaan jy teen jou wil, en jy gaan praat met die buurman. Al gaan jy teen jou wil, na jou familie. Maar doen dit. Want isolasie is 'n wapen van die Satan. Ons skriflesing lees ons uit Matteus 4 vers 1. Nou kyk, die Here Jesus is almagtig. God is almagtig. Hy weet alles. Ons weet nie alles nie, maar God weet alles. Nou, as ons gaan lees daar in Matteus 4 vers 1, lees ons dat toe is Jesus deur die Gees met 'n hoofletter, dis die Heilige Gees, weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Nou die Satan is 'n lafaard. Ek dink altyd as ek dink aan die Satan, hy is 'n lafaard. Hy kan nie 'n geveg. Hy moet alleen moet hy mense tackle. Nou, ek dink altyd aan die voorbeeld van Dawid. Toe hulle gaan veg het. Hulle was al buite in die oorlog. Toe kom die Amalekiete. Ek dink dit was by Sichem, ek kan nie lekker onthou by watter plek nie, maar toe kom die Amalekiete. En hulle, terwyl Dawid veg, toe kom hulle neem die vrouens en die kinders wat by die huis is gevangene. En hulle slaan volk weg met die kinders en die vrouens. En toe Dawid hulle terugkom, toe sien hy maar as 2 van sy byvroue wat gevat was, en daar was 'n klomp van die kinders, almal is weg. En toe slaan hulle die Amalekiete agterna, en die Here sê, jy kan hulle agterna slaan, jy sal hulle nog vind, en jy sal almal nog lewendig vind. Maar dis hoe die Satan werk. Hy's agteraf. Hy gaan vir die swakste. Hy gaan vir die enkele. Hy gaan vir die maklikste. Gaan hy. Jy sien, die Satan weet, hy is klaar oorwin. Hy weet. Ja. Hy weet dat hy is oorwin. Ons lees aan Kolossense 2. Kolossense 2 vers 14 sê, tot 16 sê, die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim. En dit is so gedoen deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het en daar deur oor hulle getriomfeer het. Met ander woorde, die Here Jesus het met sy kruisiging het hy vir Satan uitgeklee. Hy die magte het hy uitgeklee en hy het oor hulle getriomfeer. Want hy het sy lewe gegee en hy het dit geneem. Ons lees dit in Johannes 10 waar die Here Jesus sê, ek het mag om my lewe te gee. En ek lê my lewe self neer. Niemand sê vir my om te doen nie. En ek neem dit weer op. So die Here Jesus lê sy lewe neer en hy neem sy lewe weer op. En hy daardeur triomfeer hy oor die Satan. Want die Satan het nie mag om dit te doen nie. En daardeur het hy hom uitgekleef en gesê, maar jy kan niks, ek kan alles. So die Satan weet, hy het verloor. So wat doen die Satan? Die Satan kyk, hoeveel mense kan hy saam met hom vat, wanneer die oordeelsdag kom. Dis al doen. Die Satan is nie uit om te wen nie, hy het verloor, hy weet het. Maar wat hy kan doen is, hy kan kyk, hoeveel kan ek saamvat, om saam met my te verloor. Ja. En dit is die gevegsfront wat ons beleef. Is 'n geveg rondom my en u se siele. Omdat hy veg om jou te oortuig, te bedrieg, te verlei, te mislei. Veg, dis 'n geveg elke dag om jou geloof by jou weg te vat. Dis al doel, as hy net vir jou kan kry om op te hou glo, dat Jesus is jou redder. En Jesus is die een wat jy moet volg. As hy dit kan regkry, het hy jou in die sakkie as 'n verloorder saam met hom.
Jy sien, ons het nog 'n geveg. Jesus het klaar gewen. Maar ons geveg is hier. En die woord sê ook vir ons, in Openbaring 12:11, sê hy, hoe gaan ons vir Satan oorwin? Openbaring 12:11 sê, en hulle het hom, dis die Satan, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. Nou sê gou vir my, hoe gaan jy jou getuienis gebruik om te oorwin? Die bloed van die lam het jy gekry, dis gratis gegee. Maar nou moet jy die woord van jou getuienis. Hoe gaan jy dit gebruik om te oorwin? Want die woord sê vir ons, ons gaan Satan oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Nou sê vir my, hoe gaan jy die woord van jou getuienis gebruik in isolasie? Hoe? Jy kan nie. Hoe gaan jy in isolasie die woord van getuienis gebruik om te kan oorwin teen die Satan wat vir ons klaar, dis klaar vir ons gesê hoe jy dit gaan doen. Begin jou getuienis. Ek glo elkeen van ons het 'n getuienis. Kobus, jy het 'n getuienis. Jy gaan die Satan oorwin uiteinde uit as jy jou getuienis gebruik en die bloed van die lam. Dan gaan jy Satan. Hier staan dit wit en swart geskryf in die woord van God. Maar hoe gaan jy dit regkry as jy geïsoleer is? Waar getuig jy? Vir wie getuig jy? Hoe getuig jy? It's not happening. En dan het die Satan jou. Want nou maak hy jou stil. En die oomblik as hy jou stil maak, dan kan hy jou klaar maak. En dan kan hy met jou gedagtes begin speel. Nou, die Satan wil mense wen. En een van die maniere wat hy dit doen is, hy wil mense bedrieg en mislei en verlei. Hy is die bedrieger, hy is die verleier. Ons lees dit daar in Openbaring 12:9 sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, en sy engele saam met hom neergewerp. So hy gaan dis is so 'n jammerte. Maar die woord sê dis net 'n handjie vol wat gered gaan word. Dis net 'n remnant wat 'n remnant, né? 'n oorblyfsel wat gered gaan word. Die hele wêreld word mislei. Jy weet, as ek kyk, ek verwys weer terug na COVID tyd, hoe hulle die hele wêreld beheer het. In 'n oomblik van, ek dink dit was 'n paar dae, toe's die hele wêreld in die mag van die Satan. En almal doen presies wat hy vra. Dan kan ek sien hoe dit moontlik is dat Openbaring 12 vers 9 sê dat die hele wêreld gaan verlei word. Ek kan dit sien. Ek het dit gesien nou 2022. Het ek gesien hoe die hele, ek onthou in daai tyd toe ons, ek weet nie hoeveel van julle was hier nie, maar in daai tyd toe hou ons kerk. Onthou jy, Johan? Ons het net gesê, daar's nie 'n manier nie wat enigiets my gaan keer nie. En weet jy wat, ons het hier gesit, ons het gesing, geloof en prys. Hier was nie reëls van Satan, van luister, moenie aan my vat nie. En weet jy wat, niemand hier het siek geword nie. Niemand. Want Satan wil die wêreld beheer. Hy soek al die eer, en hierdie is een van die maniere wat hy probeer. So, nou hoe gaan Satan die mense bedrieg? Hoe gaan hy hulle verlei? Wel, 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15 sê vir ons hoe dit gaan gebeur. Onthou, ja, dit kan wees dat demone manifesteer en mense kan getuig waar hulle
te doen gehad het met demone, maar kom ek sê vir jou, dat meeste van hierdie mense word mislei deur mense. Hulle word deur mense wat in beheer is, word hulle mislei. Die Satan werk deur hulle. Maar dis mense wat dit gaan doen. Wat sê 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15 sê? Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. Jy weet, hulle gaan uitgaan daar buite en sê hulle doen dit in die naam van terwille van oorlewing. En ons doen dit in die naam van God. Ons sê dit nie wat 'n God nie. En hulle sê dat hulle doen dit terwille van jou voordeel, maar alles behalwe. En hulle vorm evangelies. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienare hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So die duiwel, die Satan, gebruik mense om mense te verlei. Hy gebruik daai mense om hulle voor te doen as apostels van Christus, wat hulle nie is nie. Hulle is eintlik, en hulle doen hulle voor as arbeiders van geregtigheid. Hulle wil dat geregtigheid geskied. Al die lande praat geregtigheid. Dis eintlik 'n grap oor hoe hulle geregtigheid. Gaan kyk net hierdie hele spektakel van Israel wat aangekla word. Nou Suid-Afrika kla vir Israel. Piet, ja. Suid-Afrika kla vir Israel. Gaan kyk net wat gaan aan in Suid-Afrika. Maar hulle wil 'n vinger wys. So die geregtigheid, hulle doen hulle voor as dienaars van geregtigheid, maar hulle is glad nie. En eintlik is hulle bedrieglike arbeiders. Ja. Dis wat hulle is, bedrieglike arbeiders. So dis mense wat vir die Christene gaan mislei, wat die hele mensdom gaan mislei. En dis so jammer dat mense daarvoor val. En die manier hoe hy dit gaan doen is deur isolasie. Want hy isoleer mense en dan word daar nuwe evangelie, 'n nuwe evangelie in jou kop geprent. 'n nuwe weg, nuwe vure word daar vir jou in jou kop geprent. Dat ons moet humanisme toepas. Almal het 'n reg. Jy is nie die enigste een wat reg is nie. Almal is op sy manier reg. Niemand is verkeerd. En so begin hulle in jou gedagteveld werk. En weet jy wat? Die hele mensdom val afhoor. Ek dink daar is maar 'n handjie vol Christene wat sê, luister, nee. Nie almal is reg nie. Nie almal het 'n reg. Want daar's hordes mense wat verkeerd is en wat die hele mensdom die afgrond inlei. Maar die mense wat opstaan daarvoor is in die minderheid. En as hulle opstaan daarvoor, dan kan ek jou nou sê, is die kans so goed dat jy dalk 6 voet onder sal eindig. Dit hang af van wat se mate jy weerstand bied. As jy in die regeringslei is, jy is dalk 'n minister van 'n land en jy glo en jy sê, hier doen ons dit nie, kan ek jou sê, die kans is goed dat hulle jou gaan uithaal. Baie goed. Want hulle soek nie daardie mense in beheer nie. Hulle soek die mense in beheer wat inclusive, insluitend. Ons sluit almal in. Daar's niemand wat verkeerd doen nie. Daar's niemand wat verkeerd glo nie. Ons almal het ons reg om te glo wat ons wil glo. Maar as jy by die woord my leer nie, die woord leer my dat daar's reg en verkeerd.
En die woord leer my dat as ek my in sekere situasies skaar en goedkeur, dan word ek ook verkeerd. Ek kan sekere goed nie goedkeur nie. So, die Satan is weer eens, hy is net daarachter dat hy mense kan isoleer en dan begin hy met sy geveg hier in jou gedagtewêreld. En hy wil mense mislei. Nou, ek dink ek het al gesê voorheen, ek kan nie onthou nie, maar ek sê dit nou weer. Isolasie, dit is een van die maniere, en dan natuurlijk die internet het so gewild geraak, en natuurlijk AI. Nou kyk, AI is op die oomblik onder die mense soos wat internet in die 1990s was. Toe het internet net beskikbaar geraak in Google, en hulle moes adverteer vir mense. Google is maklik, jy moet Google kan jy gebruik. Nou, AI dieselfde, AI word adverteer, dat luister, as jy nog nie weet hoe om AI te gebruik nie, jy is agter, leer hoe om AI te gebruik, jy gaan tientalle voordele trek en vinniger vooruit gaan en so meer. Maar ek persoonlik glo, dat AI is net nog 'n wapen om mense te mislei. Jy weet, ek luister na van hierdie videogrepe op YouTube, en daar's bekende mense, wat met hulle mond, Christene, wat met hulle mond uiter en sê, o, AI is so wonderlik. AI kan nie lieg nie. AI, hy gaan vat van al die bronne, gaan vat hy, al die boeke gaan vat hy, en dan vergelyk, en dan kom hy tot 'n vergelyk, en hy gee vir jou antwoord in 'n split sekond, maar hy kan nie lieg nie, want hy moet bronne raadpleeg. Dit moet uit bronne uitkom. Jy weet, ek het gehoor, dat AI kan nie lieg nie, en toe sit ek dit op die proef. Ek wil kyk of AI kan lieg. En weet jy wat, ek het hom nou al 2 of 3 keer uitgevang, wat hy blaatant lieg. En wat ek vir AI sê, maar jy lieg vir my. Jy weet, ek vraag van wie van julle het WhatsApp? Ne? Onder WhatsApp. Daar's mos AI wat genoem word Meta. Ne? Weet julle wat beteken Meta? Meta beteken dood. Dis die betekenis van Meta, beteken dood. Maar gaan vra vir AI. Hi AI, ek sien jou naam is Meta. Wat beteken Meta? Ek het hom gevra, wat beteken Meta? Nou sê hy vir my. Hy sê nee, Meta beteken, hy praat nou Engels. Hy sê to build technologies, to connect people, to build communities and grow businesses. Hy sê dis wat Meta beteken. Ek sê, sjoe. Ek sê dis oulik. Ek sê nou, beteken Meta nie dood nie? Vraag hom. Nee, sê hy, Meta beteken nie dood. In Grieks beteken Meta to transcend. Jy sien nou, kom nou nader aan waar ek kom nou wil uitvang. Hy sê het beteken to transcend, to go beyond. Hy sê in 'n besigheidswêreld is dit wat Meta is, to take you beyond, to grow you beyond. So, dis mooi. Ek sê nou, sê gou vir my, wat beteken Meta? Of nee, ek sê van wat beteken Meta in Hebreëus? Nou raak ek spesifiek. Ek sê, wat beteken Meta in Hebreëus? Dood, sê hy. Ek sê, maar jy het my sê, Meta beteken nie dood. Nee, sê hy, maar het hang af uit wat raamwerk ek werk. Ek sê, maar wie sê vir jou ek werk uit jou raamwerk? Ek sê, jy het sommer aangeneem ek werk uit jou raamwerk van Meta. Ek sê, maar ek werk uit my raamwerk. Ek sê, so hoe kan jy vir my 'n antwoord gee uit jou raamwerk, as jy nie weet wat my raamwerk is? Weet jy wat sê hy vir my? Hy sê, jammer. Hy sê, I'm sorry, I should have asked you more qualified questions, and I will do that in future. But I answered you out of a background which I thought is, wat noem dit, is algemeen. Dus ek, but then you lied to me, you misled me.
Jy het vir my gelieg. Toe sê nee, hy het nie gelieg nie. Hy het nie gelieg nie. Dit is net dat ek het uit 'n ander agtergrond gewerk en hy het my geantwoord uit 'n ander. Toe sê ek wel, die feit dat jy sommer aangeneem het, jou agtergrond is my agtergrond, beteken jy het gelieg. Maar dit wil hy nie erken nie. Hy bly voort dan sê maar hy lieg nie. Maar my punt net is dat AI is besig om verskriklik gewild te word onder die mense. Want dit maak jou werk ligter. Ek weet nie, wie van julle het al met AI jou werk probeer doen? Wat sê? Nou toe. Dit maak jou werk veel makliker. Maar die probleem is, AI sê goed uit 'n agtergrond en uit 'n raamwerk waardeur dit jou shift met jou gedagtes, dat jy dink soos hy dink. En laat jy nie meer jou eie denke soos wat ek vir hom gesê het, hey, moenie jou raamwerk gebruik nie, gebruik my raamwerk. So AI het nou daai voordeel om sy gedagte raamwerk op jou af te druk. En die fout wat mense maak, en Christene maak, is om te sê, dat AI kan nie lieg nie. Luister, hy kan lieg. Ek het hom nog eenmaal uitgevang, en nog eenmaal, daar is nog 'n paar ander goed wat ek hom gevra het, wat hy ook gelieg het, wat ek ook gesê het, maar jy lieg alweer. En ek hou daarvan, om vir hom uit te wys, om te sê, maar, jy praat nonsens met my, maar ek hou daarvan om te sê, lieg, jy lieg op my, dan kom hy vinnig terug. Maar, in elk geval, so dis hoe misleiding gaan deurkom. Misleiding, die Satan gaan dit gebruik, en hy gaan die hele wêreld mislei. En jy gaan jou kry waar jy aan die stry raak met 'n mede-Christen, wat skielik anders te glo en dink as jy. En jy gaan nie verstaan hoekom nie. Maar die rede is, isolasie. Jy sien, wanneer ek en u as Christen met mekaar goeders kan klankbord, net Dion, as ons met mekaar kan klankbord, en soos ons hier kan praat vandag, kan ons klankbord oor AI. Maar wanneer ons nie met mekaar meer klankbord, en wanneer ons in isolasie lewe, en ons kom nie meer na die byeenkomste van ons mede-Christene, dan begin hierdie geestelike aspekte wat ingeforceer word deur AI, wat glo my, AI forceer dit deur, begin posvat, en jy in isolasie kan dit nie meer klankbord teenoor mede-Christene nie. En dan val jy in die gat. So, isolasie, dit is die grootste probleem. Satan wil jou afsny, sodat hy jou kan aftakel. Hy wil jou stil maak, sodat hy jou kan breek. Hy wil jou verwyder, sodat hy jou kan verslaan. Wie van julle braai? Ja, maar ken hy, Leon, jy braai aan by elke aand. Braai, nou ja, wat gebeur as jy 'n koekie vat en jy sit om die een kant? Hy word koud. Wat gebeur as jy dieselfde koekie vat en jy sit om hier binne in die vuur? Hy gloei weer. Nou is dieselfde. As jy jou gaan isoleer, dan gaan jy ijskoud raak. Geesteliker gewys. As jy jou weer voeg by die samekoms van die gelowiges en die broers en susters, dan gaan jy weer gloei, gaan jy weer warm raak. Ons praat mekaar warm, ons motiveer mekaar in Christus. Ons bemoedig mekaar, ons herinner mekaar aan die hoop wat kom. Ons herinner mekaar aan die tye waarin ons is. Laat ons nie vasval en dink, wel, die Here kom nie. Dit is, jy weet, dis waartoe die hele gesprekke gaan. Hulle sal begin 'n bespotting maak van ons, wat sê, daar's 'n wederkoms. Wat hulle al doen. Maar dan kan ons mekaar bemoedig en herinner. 1 Petrus 5 vers 8 is ook 'n bekende teksgedeelte. Sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou, wie van julle was al in die wildtuin? Dink jy? Nee? Wanneer vat julle my saam? Dit is lekker in die wildtuin. Wilma, was jy al in die wildtuin? Dit is lekker. Ek wens ek kan weer gaan. Ja. Dit is baie lekker. Ons was een keer daar, né? My vrou, een keer daar gewees.
En toe kry ek haar eerste aand 'n nagmerrie dat haar hyena my tent trek. Net omdat ek my vrou bang probeer praat en sê hier's haar hyenas. En daai aand toe droom ek van hyenas en toe droom ek die hyenas sleep my die tent uit en ek begin gil en sy my wakker maak. Maar in 'n geval, as jy in die wildtuin was, wie van julle het al 'n leeu gesien waar hy sy prooi aanval? Op films ja. Maar kyk, as jy die regte lewe is dit sien, dis iets besonders. Maar daai leeu, kyk, hy sagter as 'n kat. Hy is mos maar 'n kat. En kyk, daar's niks wat sy aandag aftrek nie. Hy lok in en hy zoom op jou. En elke beweging van jou, as jy net opkyk, is hy daar. As jy net regs kyk, is hy daar. Elke beweging, hy sien al nog voor jy jou kop draai, dan sien hy liefde. So hy zoom in op jou, hy lok in op jou. En as die regte oomblik daar is, dan gaan hy in vir die kiel. Dan vernietig hy jou, hy destrooi jou. Nou dis isolasie. Mense, dis isolasie. As jy geïsoleerd is, dan zoom hy in. Hy lok op in jou, in op jou. Hy kyk elke beweging, as jy opkyk, afkyk, die kant, daai kant. In die regte oomblik, dan gaan hy in vir die kiel. En as hy jou het, dan verslind hy jou. Dan is dit weg, is kom. En dis wat isolasie maak. Jy gee die Satan daai geleentheid om in te lok, om elke beweging dop te hou en in te gaan vir die kiel. En hy gaan gewoonlik vir die een wat afdwaal. Daai bokkie wat hy vreet so, hy sien nie die kudde is al die kant toe nie. Hy vreet en dan sy op 'n stadium is hy heel alleen hier en niks meer rondom hom, maar hy stok sy alleen. En dis op daai enetjie wat hy fokus. Kyk, 'n leeu hardloop nie binne 'n trop in. Nooit. Ja, hy kyk, daar's die trop en dan gaan lê hy en wag. En hy kyk, wie dwaal af? Dis die taktiek en dis hoekom daar vir ons in die woord gesê word, wees nugter en waaksaam, wat julle teestander, onthou, die Here het die Satan klaar uitgeklee en oorwin, maar ons het nog 'n battle wat ons moet veg. Nou julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy val jou dan in jou gedagteveld aan, wanneer jy alleen is en oorgelewer is aan jou eie gedagtes, jou eie vreeses, jou eie emosies. En juist daar praat die Satan, die vyand, die hardste met jou. Dis daar waar hy heeltyd in jou gedagtes 4 pile afsteek. Spreuke 18 vers 1 sê dat daar mense is wat natuurlik nou moetswillig hulle afskei. En Spreuke 18 vers 1 sê, hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Jy weet, baie mense wat in isolasie gaan in isolasie oor die eie ek. Dis die eie ek wat geafronteer was. Dis die eie ek wat belangrik is en julle verstaan nie hoe belangrik is ek nie. Dis daai eie ek wat maak dat jy jouself afsonder. En daai eie ek soek sy eie begeertes. Daai eie ek bestry alles. Elke raad wat na jou toe kom vanaf die kerk word bestry. Alles wat goed is, alles wat tot voordeel strek, bestry daai eie ek. En dit wil dit nie hê. So, as jy met mense te doen kry wat in isolasie is, gaan kyk maar. Gaan besoek iemand in isolasie en sê, luister my suster, luister, you're not going to come everywhere. Dit sal moet wees die Here wat intree in so 'n persoon. Want jy kan maar praat tot jy blou is. Daai persoon het net 'n besluit gemaak. Hy's of geafronteer, of hy's belangrik, of hy is weet nie, of dit is finansies wat so druk dat jy verstaan nie wat alles rondom my aangaan nie, dat hy sonder hom af, hy isoleer hom en hy soek sy eie belang. So
Die enigste manier vir so ou om uit daai isolasie te kom, is om te bid vir so ou. Is om te bid dat so 'n persoon uit isolasie kom. Dat die Here so 'n persoon uit isolasie uitruk. Want jy is op 'n pad waar jy vernietig gaan word deur die Satan. Om uit isolasie uit te kom, moet jy terugkeer by die samekoms van die medegelowiges. Waar jy weer gevul kan word. Waar jy weer jou getuienis ten vore kan bring. Waar jy weer met mense kan deel. So om uit daai isolasie te kom, moet jy uit dit uitstap. Jy moet deel met die seer kry. Jy weet, baie mense het seer gekry. Deel met die seer kry. Dis baie meer die moeite werd om jou seer kry te deel. Baie mense gaan sê, ja, maar dan kan ek dalk weer seer kry. Luister, vat die kans. Vat die kans. Kyk wat het die Here Jesus gedoen. God het sy seun gestuur om te sterf, sodat ons kan lewe. Ek dink jy kan maar die kans vat om uit isolasie uit te gaan en met medegelowiges jou seer te deel. En kyk wat daar uitkom. Ek is seker, as jy met medegelowiges gaan deel, gaan hulle jou ondersteun. Ja, daar is individue, maar dis hoekom jy medegelowiges saam is. En as jy onder daai wat noem hulle dit, as jy rondbeweeg onder 'n dekmantel waarby jy is onder 'n kerk, of jy val, jy is by 'n kerk wat jy bedien. As jy dit het, dan kan jy altyd bly voortbestaan. As die winde en die golwe jou tref, kan ek altyd met iemand deel. En die Here werk deur medegelowiges. Ek sal gou 'n getuienis hoor, ek sal gou 'n bemoediging hoor, ek sal gou 'n woord van wysheid hoor. Die Here werk deur sy liggaam. En jy sal sien, nou, dan is jy weer opgetel en jy weet in watter rigting moet jy gaan. Hebreërs 10 verduidelik dit vir my baie mooi. Hebreërs 10 verduidelik die hele loop van die lewe. Van die begin van Christen word tot by die ewige lewe. Hebreërs 10 gee vir ons 'n pragtige opsomming. Ek dink, maak almal gou oop Hebreërs 10 vanaf vers 19. Ons lees dan vanaf vers 19 af. Daar sê. Nou kyk al, die opskrif sê, vermaning om in die geloof te volhard. Wat het ek gesê met isolasie, wat steel die Satan? Hy kom agter jou geloof. Nou hier is 'n vermaning om in die geloof te volhard, maar dit gee vir ons 'n hele spektrum, van waar jy tot bekering gekom het, tot die einde waar die Here ons kom haal. Hy sê, terwyl ons broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Kyk, dis daar waar jy wedergebore is. Nou het jy vrymoedigheid om die heiligdom in te gaan, want jy is nou wedergebore deur die bloed van Jesus Christus. Op die nuwe en lewende weg. Met ander woorde, daar's nou 'n nuwe weg vir jou. Jy's 'n nuwe pasgebore kind van God. Nou loop jy op die nuwe lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Dis die kruisiging. So hy het dit vir ons ingewy deur sy kruisiging. Het hy vir ons hierdie nuwe weg ingewy. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. So hy, Jesus Christus, hy is nou ons priester. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Kyk, daar kom dit. Laat ons nou in geloof wandel, in geloofversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Waarna verwys dit? Die doop. So jy het nou tot bekering gekom en nou moet jy jou laat doop.
En dan moet jy vashou, en jy moet die geloofsversekerheid, jy het dit, hou dit nou. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Die belydenis van die hoop is Jesus Christus wat weer kom. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Jesus Christus gaan nie beloof, hy kom weer, dan kom hy nie. Hy is getrou. En laat ons, kyk nou hierso, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hoe gaan jy my aanspoor in isolasie? Jy gaan nie reg kry nie. So laat ons mekaar aanspoor in liefde en goeie werke. En hier is die toppunt. Hier is die klimaks. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Ek weet hier sit mense wat dit nie doen nie, maar so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan. Hallo? Laat ons mekaar vermaan. As jy sien ek kom die kerk toe nie, kom vermaan my. Asseblief. Hoekom moet jy my vermaan? En dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Watter dag? Dag van die Here. Die dag van die Here. Luister, die Here sê, hey, hou jou geloof versekerheid, laat jou doop, en moenie die onderlinge byeenkoms vermy nie. Veral as julle sien die einde kom nader. So watter tyd moet jy meer kerk toe kom? Op die einde. Wanneer moet ons meer met gelowiges saamgaan? Nou, wanneer is die einde? Wie van julle sien die dag nader kom? Ja. Nou, hallo. Dan is dit die tyd waar ons mekaar moet inspireer, waar ons mekaar moet motiveer, waar ons mekaar moet bemoedig, waar ons insprake moet doen in mekaar se lewe. Wilma, dis waar ons mekaar inspreek in mekaar se lewens. Sodat ons mekaar kan bou, en sodat ons kan bly vas staan in geloofsversekerheid. As jy dit nie doen nie, Hebreërs 10, you're gonna lose it. Ons moet nou veral mekaar bystaan en ondersteun. Ons is nie gemaak om geïsoleerd te wees nie. Dit staan al in Genesis 2. Staan daar dat dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. So moenie jou alleen afhou. Moenie alleen afgaan. Dit is nie jy wat so belangrik is nie. Wat jy doen, is jy's besig om vir die Satan die leiersels te gee. Ja. En wat gaan gebeur is, hy gaan jou aanval, hierso. En wat gaan gebeur is, jy gaan begin goeders doen, wat ek weet nie enigiets. Jy gaan luister na AI, of na jou buurman, wat onthou, hy gebruik mense. Jy weet, ek kyk nou die dag, toe CEO was, toe is hulle besig om vir ons karwag te tackle, vir Christopher. Nou gelukkig is Christopher hier. Maar Christopher sê op 'n stadium vir my, sê vir my, nee maar, as hy klaar nou, as almal nou weg is, dan het hy nie baie tyd om hier by my, want hy gaan dan vir Bybelstudie. Ek sê, hy sê, maar sommer net hier by La Provence, net om die hoekie. Ek sê, maar dis great, hier my eerste gedagte, so, dis pragtig. Ek sê, maar, ek sê, jy moet my bietjie nooi, ek wil ook bietjie gaan kyk die Bybelstudie. Ja, nee, hy sal. Ek sê, maar, wat se Bybel? Nee, hy vertel bietjie vir die mense, en hulle vertel bietjie vir hom, is pas op die getuiging. Ek sê, dit klink mooi. Ek sê, maar ek sal bietjie wil eendag kom kyk. Ja, nee, ons moet. Die volgende Sondag, toe staan ek hier binne, en ek sien, die ou kom soek hom nou vir die Bybelstudie. En die ou is gekleed, ons die pakke, en hy das. En hy staan, maar toe kom sien, ek staan hier binne, toe kom sien. Ek hoop nie dis die Bybelstudie nie. En ek stap dadelik uit na die hek toe. En soos ek na die hek toe stap, sien die man. En Christopher is tussen ons twee. En hy sê vir my, pastor, hy noem my ook pastor. Ek sê regtig pastor, maar hy sê pastor. Hy sê pastor, here's the Bible.
Wat is dit? Here's this is the Bible study. That was the Bible study. Toe hoi! Ek sê Christopher, what this guy, dis al wat ek kon sê. Ek sê Christopher, what this guy just did. Ek sê, you wanted to introduce me, eh? Ja. Ek sê, you saw he ran away. Ek sê, just that action. Do you think that is a good sign? Ek sê, if you were at the Bible study of mine, and I go fetch you next door, and you want to introduce me to somebody there, I will gladly introduce myself. Ek sê, but if I ran away, ek sê, that's not a good sign. Yeah, no, that's not a good sign. Ek sê, but I'll tell you what I think. Ek sê, but I saw his attire, sy suit and das. Ek sê, I think this is Jehovah Witnesses. Oh, say. Yeah, how am I going to get now out of this? Ek sê, no. Ek sê, it's easy. Ek sê, now you go and witness to them that Jesus Christ is Lord and not Michael, because they believe Michael is Jesus. So you say to them, but go somewhere direct, skip all, they're going to now talk about the kingdom. Say, no, you don't want to talk about the kingdom. So you want to talk about the Archangel Michael, and you want to tell them that is not Jesus. Ek sê, they will chase you away. Don't worry. In elk geval, hy toe nou nie weer gegaan nie. Ek weet nie wat ek gesê het, maar hulle is toe nou weg. Maar wat ek net wil sê is, dis hoe vinnig jy weggetrek kan word en geïsoleer kan word. Maar die geluk hier was, hy is by gelowiges en hy woon die byeenkoms van gelowiges, al is dit nou die kar wat hy oppas, woon hy by. En ek kon sien, en ek kon vir hom sê, hey, hier's 'n probleem. En dit kon bewus gemaak word in sy lewe. As hy nie die byeenkoms bygewoon het nie, veral soos ons die dag sien nader kom, dan val hy in daai gat. En hy vind eers uit na 3 jaar as Jehovah, en dan is hy al so gebreinspoel, laat hy met my stry. So, daarom sê die Here, veral in die eindtyd, moenie die onderlinge byeenkoms vermy nie. Daar in Hebreërs 10 vanaf vers 25. Maar laat ons mekaar vermaan, en dis te meer na mate julle die dag sien naderkom. Jy sien, die woord is duidelik, dat ons het mekaar nodig, en ons kan nie in isolasie leef nie. Die woord is duidelik dat die Satan se wapen is isolasie. As jy sien iemand gaan in isolasie, as jy jouself vind in isolasie gaan, asseblief kry daai bird eye view, en forceer jouself terug. Want daai is die triek, die, wat is taktiek? Taktiek, dankie. Dis die taktiek van die Satan, om jou alleen te kry in jou gedagteveld aan te val, en om jou op die ou einde te vernietig. Maria het een keer 'n baie pragtige droom gehad oor ons kerk. Sy het gedroom ons kerk is soos 'n klein tank. Né? Die was nie army. Ja. Ons is soos 'n klein tank. Sy sê, daai tank ry oor alles. Sy sê, en hy's rats, hy draai sommer, dan skiet hy soen toe, dan draai hy, dan skiet hy soen toe. Sy sê, en dis ons kerk, dit kan 'n klein kerk wees nie, maar ek sê nou vir jou, dis 'n tank. Hy skiet enige demoon, hy skiet enige Satan se plan, skiet hy to pieces. Want ons wandel in die woord van God, in die waarheid. Dit maak nie saak hoe klein is ons nie. Ons is klein en magtig met die woord. Want niemand kan teen die woord. Niemand. Jy kan hier inkom, maar as jy kan kom met wat jy wil, maar jy kan nie teen die woord nie. En ons stel die woord eerste. En daarom is ons soos 'n klein tank. En ons skiet alles plat. As die Satan kom en hy kom met Jehovah getuies, skiet ons dit plat. As hy kom met die besprinkeling kleindoop, skiet ons dit plat. As hy met vals lering kom, skiet ons dit plat. As hy met arrogansie kom, skiet ons dit plat. Kyk, hier was al arrogansie in hierdie kerk, ek kan nie goed sê. As hy met mense verering kom, skiet ons hom plat. As die 7-daagse akkedisse kom, skiet ons hom plat. Ek het nou die dag te hoor van die alien teorie en die plat aarde teorie, man, ons skiet dit toch plat.
So hierdie kerk grond homself in die woord van God. En dit maak dit so wonderlik om deel te wees van die onderlinge byeenkoms. En om mekaar te kan ondersteun en om met mekaar te kan deel en ons getuienis te kan deel, want hoe gaan ons hom oorwin? Deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Amen. Nou ja, ek sluit af daar. Ek het nog so 'n stukkie, maar ek sien tyd gaan ons vang. Kan miskien net vinnig sê dat baie van ons kyk mis hoe die liggaam van Christus werk. En die woord wys ons. Jy weet, Jesus was gekruisig gewees. En ek weet nie wie van u het al opgelet. Hoe het Jesus in die graf gekom? Hy is afgehaal van die kruis af. Weet jy wie het hom afgehaal? Weet jy wie het hom gaan begrawe? Wie het hom met lappe toegedraai met speserye en mirre en alles, né? Josef van Arimatea. Gaan lees maar, is 'n hele stukkie, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar gaan lees maar self. Johannes 19 vers 38 vanaf vers 38. Josef van Arimatea en wie nog? Nicodemus. Hulle het gaan toestemming vra vir Pilatus om hom te kan gaan afhaal van die kruis af. Nicodemus is die een wat gekom het met die mirre en met die speserye en met die lappe. Nou ja, hulle het seker vroue gehad wat hulle gehelp het, maar hulle het gegaan na Pilatus en hulle sê, kan ons vir Jesus? En as jy gaan lees daar, dan staan daar Josef van Arimatea, 'n disipel van Jesus. Met ander woorde, hy was deel van die volgeling van Jesus Christus. Hy was deel van die kerk. Nou kyk hoe het die liggaam, dis 'n ou klein funksie wat ons miskyk. Maar kyk hoe die liggaam van Christus gewerk. Dis 'n klein deeltjie wat ons miskyk. Maar Josef het gegaan van Arimatea. Wie het die graf gekoop? Josef van Arimatea. 'n graf was vrek duur daai tyd. Dis 'n graf wat in 'n tuin was, wat niemand nog in begrawe was nie. Josef van Arimatea het daai graf gaan koop. Hy het Jesus gaan help afhaal. Hy het hom help toedraai en hom gaan begrawe. Dis deel van die liggaam van Christus wat in werking getree het. Is 'n klein funksie. Maar ek sê nou, as die liggaam van Christus nie daar was nie, dan het die Romeine om 10-1 net daar aan die grond gegooi. Of ek weet nie wat hulle sou gedoen, of dalk het hulle hom nog aan die brand gesteek. I don't know. Maar Josef van Arimatea en Nicodemus het gegaan na Pilatus en sê, kan ons hom gaan afhaal? En hulle het hom begrawe, hulle het hom in linne toegedra. En dit is een van die funksies van die liggaam. Jy sien dit nie altyd nie. Maar die liggaam werk. Daar wanneer jy in distress is of in depressie of finansiëel of wat ook al die probleem, kom hier 'n woord van wysheid. Kom iemand en sê iets. Ek sê altyd, jy kan leer by enige iemand. Kan jy leer. Jy moet nooit jou willingness verloor om te wil leer nie. Leer by almal. Wees altyd bereid om geleer te word. Moet nooit daai defense opbring van man, jy kan my nie iets leer. Jy kan by enige ou iets leer. Al is dit om te leer hoe om dit nie te doen nie. Jy kan leer. En dit is ons gesindheid moet wees teenoor mekaar om by mekaar te kan leer. Die woord sê yster slyp yster. En so slyp die een mens die ander. Julle geweet? Yster slyp yster en so slyp die een mens die ander. Waar staan dit? Hierso. Spreuke 27:17 sê yster slyp yster en so slyp die een mens die ander. So kom ons slyp mekaar vlamskerp teen die Satan. Amen. Kom ons sluit die oë en dan gaan ons gebid.
Here, ons loof en prys U vir die woord van die waarskuwing teen isolasie vanmôre. Here, veral nou dat ons die dag van U sien naderkom. Here, dat ons nou eers nugter moet wees en op ons hoede moet wees en waaksaam moet wees om nie in isolasie te gaan, maar om die onderlinge byeenkoms by te woon. Here, sodat ons nie louwarm sal raak nie, maar dat ons sal bly gloei vir U en dat ons mekaar sal inspireer. Here, want ons weet arrogansie kweek, ons weet isolasie kweek arrogansie. Isolasie kweek verwydering. En daarom vra ek, Here, dat U ons sal bewaar van die vyand se plan. Dis 'n oeroue plan. Maar Here, ek weet dat die mensdom word mislei. Here, ek weet daar's baie tegnieke. AI is een van die tegnieke wat opgekom, maar Here, ek vra, Here, dat U al hierdie mense wat hier sit en almal wat hoor, sal waarsku om nie te isoleer, maar altyd betrokke sal wees by U liggaam. Deel sal wees van U liggaam. En dat elkeen sy funksie, maak nie saak hoe klein, sal toepas in die liggaam. Sodat die liggaam volkome sal werk. En dat ons soos ons die dag sien naderkom, dat ons mekaar sal slyp, yster soos yster. Here, is my gebed vir elke een wat hier sit vanmôre. Here, dat nie een verlore sal gaan om uit die geloof te val. Here, laat ons waaksaam sal wees teen hierdie valse apostels, valse leraars, mense wat hulle aanstel as apostels van Christus. Mense wat hulle aanstel as dienaars van geregtigheid, maar eintlik is hulle arbeiders van bedrieglike arbeiders van Satan. Hier is my gebed dat U die kerk sal bewaar. Here, dat U vir ons die insig en die wysheid sal gee. En dat ons mekaar sal toespreek en vermaan soos ons die dag sien naderkom. En dat ons die byeenkomste nie sal versuim. En dat ons sal ons funksie verrig in die liggaam. En dat ons die Satan sal oorwin volgens Openbaring 12:11 deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. En ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.